Amen, kinders van die Here, kom ons staan. Welkom, welkom. Ons is hier om die Here se naam groot te maak en hom al die eer te gee. Hy is waardig om al die eer en al die lof te ontvang. As hy kom, ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie dat ons hierdie aand saam kan kom, Here. Net weer eens, Here, om U naam te verheerlik. Dit gaan alles oor U, Here. U is die gehoor van een vanaand, Here. Ons wil alle eer aan U gee, Here. Ons dankie dat ons genade en ons liefde ontvang van U af en dat ons leiding van die Heilige Gees kry. Ons loof en ons prys die heilige naam. Amen. Is julle gereed om die Here se naam groot te maak? Amen. Let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. Give us freedom, we will set free. Let every mountain be cast to the sea. Oh, let there be joy, joy in the Holy Ghost. Let there be joy, let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. Give us freedom, we will set free. Let every mountain be cast to the sea. And let there be joy, joy in the Holy Ghost. We will declare it. We will declare it to the heavens. The righteousness of God on which we stand. We will proclaim it to the nations. Every eye shall see, every ear shall hear, every heart shall understand. Let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. It was for freedom, it was for freedom, we were set free. Let every mountain be cast to the sea. Let there be joy, joy in the Holy Ghost. Yes, we will declare it. We will declare it to the heavens. The righteousness of God on which we stand. We will proclaim it to the nations. Every eye shall see, every ear shall hear, every heart shall understand. Let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, and let there be joy, joy in the Holy Ghost. It was for freedom, we were set free. Let every mountain be cast to the sea. Oh, let there be joy, joy in the Holy Ghost. And let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. It was for freedom, we were set free. Let every mountain be cast to the sea. And let there be joy, joy in the Holy Ghost. And let there be joy, joy in the Holy Ghost. Let there be joy, joy in the Holy Ghost. Yes, God, we praise you. Let there be joy. Let there be joy. Here, vul ons met vreugde. Wanneer dit baie donker lyk, Here, en dale diep is, Here, vul ons met U vreugde.
I searched the world, but it couldn't fill me. And man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, and nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, and nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty to ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn thorns into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, and nothing is better than you. Oh, there's nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, and nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You turn mourning
You turn beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Dankie Here dat U die enigste een is, Here, wat ons kan aanroep, Here, en ons vasgryp, Here, en ons deurtrek. Ons loof en ons prys Heilige naam. Amen. Dankie dokter. As ek die ding hier sit, kan ek nader aan julle staan. Goeienaand almal. In Johannes 3 vers 8 sê Jesus vir Nikodemus, nadat hulle oor die wedergeboorte gesels het, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, en jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy verstaan hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. Vers 12. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Ek hoop almal se selfone in die kerk is afgeskakel. En dat niemand nou op selfone sit en kyk terwyl ek preek nie. Baie dankie. Want ek soek 'n eenstemmige gehoor wat saam met my is in die woord van die Here. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie. Dis nou die wedergeboorte. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En wat is julle reaksie vanaand? As Jesus hier moet staan en hy sê, ek wil julle 'n paar van die hemelse dinge vertel, sien julle kans om daarna te luister? Ek het 'n vraag gevra. Sien julle kans om daarna te luister? Dis nou nie die ordinêre nie, dis die buitengewone. En in 1 Korintiërs 2 vers 9 sê die apostel Paulus, soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Daar is so waar dinge wat kom, waaraan ons nog nooit gedink het nie. Daar is dinge wat vir ons voorlê, wat ons nog nooit bepeins het nie. Wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor,
en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Dis nou vir julle. Sien julle daarna uit om hierdie verrassings te ondervind? Sien julle daarna uit om al die nuwe dinge wat die Here vir ons gaan wys en gaan gee te ondervind? Dis waarom ek graag hemel toe wil gaan. Ek sê ek wil hemel toe gaan omdat daar soveel interessante dinge vir ons in die hemel wag. In Openbaring 20 vanaf vers 11 sê die Bybel, toe het ek 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Nou, ek het nou vir 'n oomblik soos die, het ek 'n lekkertjie uitgesit, en nou gaan jy my verskoon. Hoor dit weer. Toe is die boeke geopen. Op die regbank van God lê daar boeke. En by die eindoordeel word die boeke geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. As die Bybel sê dat daar op die regbank van God by die laaste oordeel boeke gaan lê, glo julle dit? Ek vra, glo julle dit? Die Here Jesus sê in Johannes 12 vers 48, as iemand my woord nie aanneem nie, het hy een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, sal hom oordeel in die laaste dag. Dus die Bybel gaan ook op die regbank lê. En die boek van die lewe gaan op die regbank lê. Maar dis nie al nie, daar gaan ander boeke ook wees. Daar is dus boeke in die hemel. Ons kan dit maar glo. En dis nou waaroor ons vanaand 'n bietjie lekker gaan gesels. Maar onthou Jesus se woorde, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Nou goed, nog 'n vraagie. Dink julle terwyl ons nou hier so lekker gesels en ek praat en julle luister, maar eintlik praat ons saam, dink julle dat die Vader in die hemel hoor ons gesprek vanaand? Dink julle regtig God kan in die hemel hoor wat ons hier gesels? En as hy dit dan hoor, wat doen hy daarmee? Ek sê julle sê wat hy doen. Hy sit op sy troon en ons praat nou oor hom. Nou roep hy 'n engel nader. God het so pas daar bo in die hemel, op sy troon het hy 'n engel geroep. En hy het vir die engel gesê, bring die gedenkboek en skryf gou neer wat hulle daar in Rustenburg doen. Hulle gesels oor my. En ek het 'n idee, as die Here nou ons gesprek opskryf of laat opskryf deur 'n engel in die hemel, dat hy sommer ons name ook bysit. Anders
Wie was dit dan wat oor hom gepraat het? Het julle hierdie storie in die Bybel gelees? Ek vra, het julle in die Bybel gelees dat daar 'n gedenkboek in die hemel is wat geskrywe word wanneer mense oor God praat? Het staan in Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament, in hoofstuk 3, vers 16. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Dit beteken dat hierdie gesprek vanaand word in die hemel opgeskryf. In jou naam staan vanaand in die gedenkboek, want jy is deel van die gesprek. Maak dit jou bly? Maak dit jou hart gelukkig om te dink, God het vanaand op jou ag geslaan, omdat ons oor hom praat. Nou wonder ek, oor al die jare wat ons nou al besig is om die Here te praat, hoeveel keer staan ons name al in die gedenkboek geskryf? Nou wanneer ek in die hemel aankom, want ek is op pad hemel toe, is daar nog ander wat op pad is hemel toe? Nou, wanneer ek daar aankom, sal ek vir die Vader vra of ek 'n bietjie in die gedenkboek mag rondblaai. Ek wil kyk hoeveel keer staan my naam daar. Is mos lekker as iemand oor jou skryf, is dit nie? En as hulle in die hemel oor ons skrywe en ons name staan in die gedenkboek. Nou van die 5 boeke wat ek vanaand vir julle gaan noem, gee die Bybel aan 3 daarvan name, titels. 2 het nie titels in die Bybel nie, so ek gee sommer self van hulle my eie titel. En jy kan 'n ander titel daaraan gee as jy wil. Maar hierdie boek, die gedenkboek, the Book of Memory, sy naam word in Maleagi 3 vers 16 genoem. En dit maak my hart baie gelukkig, dat die Vader ag slaan op ons gesprekke. Elke liewe dag praat ek met mense oor die Here. En ek is daarvan bewus, of ek is daarop attent, dat wanneer ek oor die Vader gesels, hy vir sy engel sê, bring die boek, skryf Lemmer se naam daarin. Maak my baie bly. Kan ek 'n tweede boek met julle bespreek? Die boek se naam het nie 'n naam in die Bybel nie, daarom noem ek dit sommer die boek van voorbereiding, of die boek van bereiding. En die gedeelte staan in Hebreërs hoofstuk 10, die van julle wat lees, skrywe, Hebreërs 10 vers 5 tot 7. En nou het daar iets baie interessants met my gebeur verlede nag. Ek het 'n droom gehad. Nou dis nie snaaks om 'n droom te droom nie. Maar ek het verlede nag gedroom, ek preek oor Hebreërs 10 vers 5 tot 7. Die gedeelte waaroor ek nou met julle gaan gesels. En my gehoor het bestaan uit 'n klomp geleerdes. Daar was professore van die NG Kerk en die Gereformeerde Kerk en die Hervormde Kerk, en daar was 'n paar kardinale van die Rooms-Katolieke Kerk. So 'n klomp uitgeleese gehoor, en ek vertel vir hulle van Hebreërs 10 vers 5 tot 7, en hulle sit met oop monde. En toe staan een van die Romeinse kardinale op en hy sê, nee, dit kan nie wees nie. Maar ek sê vir julle, dit kan wees. Die teks sê, kom ek quoteer vir julle die 3 versies. Hebreërs 10 vers 5 tot 7.
Daarop sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nou, ons moet hierdie 3 versies baie mooi bekyk. Daarop sê hy, in die 53 vertaling is hy met 'n hoofletter. Dit is dus die Here Jesus wat hier praat. En hy praat met iemand. Daarop sê hy, as hy in die wêreld inkom, maar nee, alle ander vertalings sê, toe hy in die wêreld ingekom het. Want hy was al hier. Jesus was al hier. Dis nie as hy inkom voorwaardelik nie, dit is toe hy ingekom het, temporeel. En daarom sê die volgende, vers 7 sê, toe het ek gesê. Dus, kom ons begin weer. Daarop het hy gesê, toe hy in die wêreld ingekom het. Nou waarvandaan het hy dan gekom? Van die hemel af. Het julle geweet dat die Here Jesus nie ontstaan het toe hy uit Maria gebore is nie, maar dat Jesus in die hemel by die Vader geleef het voor die grondlegging van die wêreld. Hy sê dit in Johannes 17 vers 5. Hy bid, hy sê, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Dus voor God die aarde gemaak het die Here Jesus by die Vader in die hemel gelewe, as God die Seun. En toe kom Jesus hiernatoe, want God het 'n plan gehad om met sonde af te reken. En die plan was dat daar onskuldige bloed vergiet sou word. En daarom kon Adam nie vir ons sterf nie, want hy het gesondig. Daarom kan nie een van julle vir my sonde sterf nie, want julle het gesondig, en net so ek. Die engele kan nie vir ons sterf nie, want hulle is geeste. Daar moes 'n mens gevind word met bloed. Want sê Hebreërs 10:22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En so het die Vader die plan gemaak, dat Jesus na hierdie aarde toe sou kom, en dat hy die wil van die Vader hier sou kom doen, en dat daar vir hom 'n liggaam voorberei sou word, waarin hy kon werk. En dit alles is in die hemel, in 'n boek opgeskrywe, voordat die Here Jesus 'n mens geword het. Die plan wat God gemaak het, om Jesus na hierdie aarde te stuur, sodat Jesus die wil van die Vader sou doen, en sodat Jesus 'n menslike liggaam sou kry, was in die hemel in detail opgeskrywe, voor Maria swanger geword het. God werk baie noukeurig. Nou sê hy in vers 5, daarom sê Jesus, toe hy in die wêreld ingekom het. Nou waar het hy gearriveer? Waar het Jesus by sy eerste koms gearriveer, toe hy in die wêreld ingekom het? In die skoot van sy ma. Ek sê hy het in die baarmoeder van Maria gearriveer. Nie waar nie? En daarom sê hy, toe hy in die wêreld ingekom het, met wie praat hy dan nou? As hy dit sê, hy praat met die Vader.
Toe Jesus uit die hemel uitkom, ja, toe die Heilige Gees Jesus daar neem, en hom afbring en afbring en afbring, en hom binne in die buik van Maria neersit, toe praat Jesus met die Vader, daar uit die baarmoeder van sy ma, en hy sê, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. En toe sê die Romeinse kardinaal, dit kan nie wees nie. In my droom. Maar dit is. Ek sê dit is. Voordat Jesus na hierdie aarde toe gekom het, was daar dus 'n gesprek tussen die Vader en die Seun. En het die Vader vir Jesus gesê, ek gaan jou aarde toe stuur, jy gaan 'n mens word, jy gaan aan die kruis sterwe, sodat deur jou dood baie mense gered kan word. En dit alles het God in 'n boek, die boek van voorbereiding, want hy sê, u het vir my 'n liggaam berei. Daarom noem ek dit die boek van voorbereiding. U het vir my 'n liggaam berei. En wanneer ek nou in die hemel aankom, kollega, nou wil ek daar na die biblioteek toe stap. En ek wil hierdie boek oor Jesus in die hemel gaan uittrek, en jy's baie lief om te lees, jy kan saamstap. Dan lees ons 'n bietjie in die hemel, wat is alles geskrywe oor wat Jesus sou kom doen, oor hoe hy die wil van die Vader kom uitvoer het, en wat in sy liggaam gebeur het met die vorming van sy aardse liggaam. Hy sê, want u het vir my 'n liggaam berei. Glo julle hierdie goed? Ek glo dit. Daarom sê hy, toe hy in die wêreld ingekom het, slagoffer en spysoffer, dis die Ou Testamentiese offers, wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Toe het ek gesê, toe hy in die wêreld ingekom het, het hy gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God, want u het vir my 'n liggaam berei. Interessant genoeg, gaan daar vir elkeen van ons, as ons hier sit, ook nuwe liggame berei word, wanneer Jesus ons kom haal. Julle gaan verheerlik word. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 1, ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Om hierdie rede verlang ons ook om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Jy gaan 'n onsterflike, ewige liggaam uit die hand van God die Vader ontvang, wanneer die basuin blaas en Jesus ons kom haal. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Net so, 'n oomblikse tyd. En dan gaan ons die Here tegemoet geruk word op wolke na Jesus. Dit kom. Dit kom. Daar's geen avontuur op hierdie aarde wat kan vergelyk met die avonture wat julle gaan ervaar, wat ons gaan ervaar wanneer Jesus ons kom haal nie. Daar lê wonderlike dinge vir ons voor. Ek gaan hemel toe. Ek het klaar besluit.
Ek sê ek het klaar besluit. Ek neem Jesus aan as my saligmaker en ek gaan hemel toe. Gaan julle saam? Gaan julle saam? Ja. Daar's net 5 boeke vanaand, wat waaroor ons praat, is ons by nommer 3. Die boek se naam word in die Bybel gegee. Die naam van die boek is die boek van die waarheid. Dit lees jy in Daniël, hoofstuk 10, vers 21. Daniël 10 is 'n baie interessante hoofstuk. Daniël was besig om te vas en te bid. Hy was 'n profeet in die Ou Testamentiese tyd, wat weggevoer was in ballingskap na Babilonië. En hy het gebid en gevas en na meer as 3 weke toe daag daar 'n engel by hom op. En die engel sê vir hom, Daniël, geliefde man, toe jy die eerste dag gebid het, het God jou gebed gehoor. En hy het my gestuur om te kom. Maar terwyl ek op pad was van die hemel af hiernatoe, het 'n demoon met die naam van die prins van Persië my in die lug gekeer om by jou uit te kom. Gaan lees dit in Daniël hoofstuk 10. Hy sê, en ek kon nie deurbreek na jou toe nie, totdat die aartsengel Michael my kom help het, en hier is ek nou met die boodskap. En die boodskap is dat God my gestuur het om vir jou te vertel, wat aan die einde van die dae met die volk van Israel, jou volk, gaan gebeur. Soos dit opgeskryf is in die boek van die waarheid. Die volk van Israel speel dus 'n belangrike rol in die totale plan van God. In die Ou Testament het God hulle uitverkies en in Abraham 'n verbond met hulle gemaak. En toe Jesus gekom het, het God hulle verhard aan een kant toe gestoot, sê Romeine 11, sodat ons gered kan word. Maar wanneer Jesus terugkom en God Jesus ons kom haal het, dan steek hy weer sy hand na die Joodse volk toe uit. Gaan lees dit maar in Sagaria 12 tot 14. Hulle sal opkyk na hom vir wie hulle deurboor het. Sagaria 12:10 en 13:6 en vir hom sê, watter wonde is daar in jou hande? En dan sal hy sê, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Jesus kom weer. Jesus kom weer. U kan dit maar glo. Jesus Christus kom weer. As die boek van die waarheid gelees word, vertel Daniël 10 tot 12, is daar 'n hele paar interessante paragrawe of hoofstukke in die boek van die waarheid. En ek noem 1 of 2 van hulle vir julle. Die boek van die waarheid bevat die geskiedenis van Israel in die verre eindtyd. Die boek van die waarheid gaan praat oor die anti-kris wat gaan kom, van wie ons ook in Openbaring kan lees, en van wie ons in die sendbriewe van Johannes kan lees, en in die evangelie van Johannes. Die boek van die waarheid gaan vertel oor die groot verdrukking wat op hierdie aarde gaan uitbreek nadat Jesus sy kerk kom haal het. Die boek van die waarheid gaan vertel hoe die anti-kris die volk van Israel gaan vervolg. God weet wat in die toekoms gaan gebeur. Julle moet my hoor, ek sê God weet wat môre gaan gebeur. En daarom is daar 'n boek van waarheid wat vertel wat in die eindtyd by die volk van Israel gaan plaasvind. Wanneer ek nou in die hemel aankom, en ek in die biblioteek instap, wil ek graag die boek van die waarheid uithaal, om die besonderhede te lees, wat al 500 jaar
voor Christus se geboorte, want dis toe die boek Daniël geskryf is, in die boek Daniël as 'n verwysing neergelê is, met verwysing tot 'n boek in die hemel. God is so groot en so wonderbaar. Daar het ons nou 3 boeke gehad. Kan julle die eerste boek se naam onthou? Die gedenkboek. Sê dit saam met my asseblief. Die gedenkboek. Die tweede boek noem ek die boek van voorbereiding, wat oor die liggaam van Jesus handel. Sê dit saam. Die boek van voorbereiding. Die derde boek is die boek van waarheid, of die boek van die waarheid, wat oor Israel handel in die verre toekoms. Die boek van die waarheid. Nou kom ons by die 4de boek. En dis ook 'n baie interessante boek, want jou naam staan ook in daardie boek geskryf. Ek noem dit die boek van bepaling. Die boek van bepaling. Voor jou geboorte, toe jy in jou moeder se skoot was, toe jy as 'n embrio besig was, toe ek as 'n embrio besig was om te ontwikkel, nadat bevrugting plaasgevind het, het God sy vingers in die baarmoeder van my ma geplaas. En God het begin om met my te werk voor my geboorte. Nie waar nie? Ja. Dit staan geskryf in Psalm 139 vanaf vers 13 tot 18. Vers 13. U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke. En my siel weet dit al te goed. Vers 15. My gebeente, my geraamte, my gebeente was vir u nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die moederskoot. Vers 16. U oë het my ongevormde klomp gesien. Nou nadat bevrugting plaasgevind het, binne enkele ure of dae daarna, was daar nog geen duidelikheid oor die vorming van die embrio nie. Jy kan amper sê, dit was 'n ou stukkie plasma wat aan die ontwikkel was. Nou sê die Psalm, u oë het my ongevormde klomp gesien. En in u boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. My genetiese beslag, wat ek van my ouers gekry het, my DNA, was deur God beïnvloed voor my geboorte. Ek dink God het besluit hoe ek moet lyk. Ek dink die Vader het besluit Helen moet kort toentjies hê. So my vrou. Haar kort toentjies is vir haar ewigdurende probleem. Sy kon ek nie langer tone gehad het nie. Ek het 'n paar redelike mooi ore. Bakore. Nou toe ek jonger was hulle bakker as nou. Maar wie het dit vir my gegee? Wel, jy kan sê, dit kom uit die gene van die Lemmer familie. Ja, oupa het ook 'n paar mooi ore gehad. En my oom Gert het 'n paar lieflike groot bakore gehad. Hy was baie spitsvondig, my oom Gert Lemmer, daar op Aranos in die ooste van Namibië. Hy het eendag 'n politieke vergadering bygewoon. Hy was 'n nasionalis. In daardie jare het jy die natte en die sappe gekry.
Die natte was die nasionaliste en die sappe was die Verenigde Party van Jan Smuts. En toe gaan woon oom Gert 'n politieke party van die sappe by. En terwyl die spreker daarvoor staan en praat, gooi oom Gert sulke spitsvondige opmerkings hier van die vloer af uit. En die man vererg hom daarvoor en hy sê, sal daardie man met sy groot ore stil bly asseblief? En my oom Gert staan op en hy sê, meneer, met my ore en jou verstand so ons 'n goeie donkie uitgemaak het. En dit het regtig gebeur wat ek nou vertel. Maar ons vorming in ons mens wees is deur God beïnvloed voor ons geboorte. Hier is nou 'n interessante vraag. Wie bepaal die diversiteit in die maatskappy waarin ons lewe? Wie besluit, die een word 'n mediese dokter, die ander een word 'n onderwyser, en die ander een word 'n plaasboer, die ander een word 'n winkelier, en die ander een word 'n pastoor. Wie besluit dit? Wie plaas 'n passie in die harte van mense om 'n sekere beroepskeuse uit te oefen? Ek sal julle sê, dis God. Hoe sou dit gewees het as almal winkeliers was? Hoe sou dit gewees het as almal pastore was? Vir wie sou hulle gepreek het? Die wonder van ons samelewing en van ons maatskappy is deur God beplan voor ons geboorte om aan ons 'n wonderlike samelewing te gee waarin ons mekaar kan dien en bedien. Is God nie goed nie? En weet julle dat die gawes waaroor ons beskik ook deur God beïnvloed is. Die een kan mooi sing, die ander kan mooi musiek maak, die ander kan mooi skryf, die ander kan lekker koek bak, die ander kan mooi hout meubels maak, die ander kan klere maak. Waar kom hierdie variasies vandaan anders as van God? Ek het jou in jou moeder se skoot geweef. God het aan ons 'n wonderlike samelewing gegee. Dis hoekom ek mense so geniet. En wanneer ek nuwe vreemde mense ontmoet en hulle my, dan is die eerste vraag, en wat se werk doen jy? Waarmee hou jy jouself besig? En dan kom mense soms met die interessantste goed na vore, en dis wat hulle doen vir 'n lewe. En God het dit in hulle harte gegee om 'n passie te hê vir daai saak. God is in beheer. God is in beheer. Ja. Nou goed, nou gaan ons na die laaste boek toe. Dit is 'n interessante een, julle het reeds sy naam gehoor. En die boeke is geopen, Openbaring 20 vers 11, 12 en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. So ons het nou die gedenkboek gehad, waarin ons gesprekke opgeskryf word deur 'n engel, wanneer ons oor God praat. Ons het die boek van voorbereiding gehad uit Hebreërs 10, waarvan ek gedroom het verlede nag, waarin Jesus se liggaam en die wil van God wat hy kom uitvoer het, neergepen was. Ons het gepraat oor die boek van die waarheid, wat die toekomstige geskiedenis van Israel bevat. Ons het iets gesê oor die boek van bepaling. Hoekom noem ek dit boek van bepaling? Omdat die teks sê in vers 16, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Die boek van die lewe is 'n baie interessante boek. Weet julle, dat die Bybel 3 keer in die Ou Testament deur 3 verskillende skrywers en 3 keer in die Nuwe Testament die 3 ander skrywers oor die boek van die lewe praat.
6 verskillende mense praat in die Bybel oor die boek van die lewe en tog hoor ons omtrent nooit iets van die boek van die lewe nie. Het jy al 'n preek gehoor oor die boek van die lewe? Waarskynlik nie. Miskien is vanaand die eerste keer. Of het jy al daaroor gepreek hier? Oor die gedenkboek het jy gepreek. Mooi, preek weer daaroor. Dit is 'n wonderlike boek. In die Ou Testament het Moses, Dawid en Daniël in hoofstuk 12 vers 1 oor die boek van die lewe geskryf. In die Nuwe Testament het Jesus, Paulus en die apostel Johannes oor die boek van die lewe gepraat. En die boek van die lewe is so 'n aangrypende boek en verhaal dat dit eintlik vreemd is om te dink dat God ons name voor die grondlegging van die wêreld in die hemel laat opskryf het. Want dis wat Openbaring 13 vers 8 sê. Name staan in die boek van die lewe geskrywe voor die grondlegging van die wêreld. Dit maak my baie dankbaar. Paulus sê in Filippense 4, praat hy met 2 vrouens, Euodia en Syntyche, en hy sê vir hulle, ek vermaan julle om eensgesind te wees. En dan sê hy ook verder, ek vra julle om onderdanig te wees aan die manne in die gemeente, in die leierskap van die gemeente, wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Kerkmense se name staan in die boek van die lewe. Gelowiges se name staan in die boek van die lewe. Maar nie net Nuwe Testamentiese gelowiges nie, ook Ou Testamentiese gelowiges. Moses se naam was in die boek van die lewe. En daaroor gaan ons nou ietsie sê, want dit is baie interessant. Maar hier is iets wonderliks vir my. En dit is dat name uit die boek van die lewe uitgehaal kan word, uitgevee kan word. En dan kom ek by 'n ander saak wat ongelooflik interessant is. En dit is dat God alle mense liefhet. Ek wil weet of julle dit glo. Glo julle Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wêreld gehad. Glo julle dit? Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Glo julle 1 Timoteus 2 vers 5 wat sê, God wil hê dat alle mense gered word. Glo julle dit? Natuurlik sal alle mense nie gered word nie, want mense moet Jesus aanneem as hulle saligmaker. Maar hier is nou die interessante variasie op hierdie tema, en dit is dat God voor die grondlegging van die wêreld al geweet het wie Jesus gaan aanneem. En nou kom Dawid in Psalm 69 vers 29 met hierdie wonderlike openbaring oor vyande van God. Hy sê, laat hulle name, laat die vyande van God se name uitgedelg word uit die boek van die lewe en nie saam met die regverdiges opgeskryf word nie. Dawid sê, ongelowiges, vyande van God, se name staan in die boek van die lewe. Psalm 69 vers 29. As die boek van die lewe by die eindoordeel op die regbank lê en gekyk gaan word of iemand se naam daarin staan en almal wat daar verskyn of demone gaan wees of ongelowiges
Waarom sal God dan vir hulle name soek in die boek? As hulle name nooit in die boek was nie. Dit lyk dus vir my dat God in sy genade alle mense, want hy het alle mense lief, se name in die boek van die lewe geskryf het. Omdat alle mense potensieel gered kan word. Maar dat wanneer iemand Jesus nie aanneem nie, word sy naam uit die boek van die lewe uitgewis. Dis wat Dawid sê. Maar Moses het 'n baie interessante verhaal in Eksodus 32 waar hy oor hierdie selfde ding praat. Eksodus 32 praat van die goue kalf wat Aaron vir Israel gemaak het, toe Moses op die berg was vir 40 dae en 40 nagte, en die volk later ongeduldig geword het, omdat Moses nie afkom nie, en hulle vir Aaron, Moses se broer en die hoëpriester gesê het, maak vir ons gode, dat ons hulle kan aanbid, want ons weet nie wat van Moses geword het nie. Toe sê Aaron vir hulle, ruk die goue ringe van julle ore af en gee dit vir my, en toe het hy dit in die vuur gesit en het met 'n bytel bewerk, en daar het 'n goue kalf tot stand gekom, en die volk het die kalf aanbid. En toe sê God vir Moses op die berg, jou volk, wat jy uit Egipte gelei het goue gode aanbid. Dis interessant, dit was mos nie Moses se volk nie. Dit was mos God se volk. Maar die Here sê, van jou volk het gode aanbid. En dan sê God verder vir Moses, ek gaan hulle uitdelg van die aarde af, en ek gaan jou 'n groot nasie maak. Dan sê Moses vir God 2 dinge. Hy sê, nee, asseblief, moet dit nie doen nie. Wat sal die Egiptenaars sê? U het hulle met 'n sterk hand uit Egipte gebring, en nou wil u hulle hier in die bergland doodmaak. U was nie in staat by implikasie om hulle in Kanaan in te lei nie. En tweedens, wat van die verbond wat u met Abraham, Isak en Jakob gemaak het? Dat u die hele land aan hulle sal gee, as u hulle nou uitwis, dan oorskry u die verbond. Toe sê God, ja, ek het berou. Ek sal dit nie doen nie. Dat 'n mens God kon keer in iets wat God besluit het om te doen. Ek sê vir julle vanaand, Moses het naby aan God gestaan. Baie naby. Nou klim hy van die berg af met die 10 gebooie, en toe hy onder aan die voet van die berg kom en hierdie losbandigheid sien, toe slaan hy die 10 gebooie stikkend, en hy sê vir Aaron, wat het julle nou hier gedoen? Aaron sê, hulle het vir my die goud gegee, en toe het ek dit in die vuur gegooi, en toe het hierdie kalf daar uitgekom. Kalf het nie daar uitgekom nie, hy het dit met 'n bytel bewerk. En dan slaan Moses die kalf stikkend, gooi dit in die water, en hy forceer die volk om dit te drink. En dan slaan die Lewiete 3000 van die Israeliete dood, en hoor nou hier, die volgende oggend, sê Moses vir die volk, ek gaan opklim na die Here toe en vir julle versoening doen. Miskien vergewe God julle. Nou klim hy op en hy sê, Here, hierdie volk het 'n baie lelike ding gedoen. Hulle het goue gode aanbid. Vergewe hulle asseblief. Vergewe hulle asseblief, en so nie, delg my naam uit u boek wat u geskryf het. Stuur my hel toe. Moses sê vir God, stuur my hel toe. Red net die volk van Israel. En God sê, die wat teen my gesondig het, Eksodus 32 vers 33, die wat teen my gesondig het, sal ek uitdelg uit my boek. Dus daar is mense, wie se name in die boek van die lewe geskrywe staan,
wat gesondig het, in hulle name sê God, gaan ek uitdelg. Die Here Jesus sê iets soortgelyks in Openbaring 3 vers 5, waar hy met die gemeente van Sardes praat, en hy sê, wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitdelg uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader, en voor sy engele. Maar as hy sê, wie oorwin, ek sal sy naam nooit uitdelg nie, is die implikasie, dat name uitgedelg kan word. En dis waarom ons respekvol moet lewe voor die Here. Ek sê ons moet toegewyd lewe voor die Here. Hoor julle dit? Ons kan nie sommer net doen wat ons wil nie. Ons kan nie sommer net hier afdraai na die sonde toe of daar afdraai na die sonde nie. Ons moet God in toewyding en met heiligmaking dien. Maar dat daar vir ons 'n hemel voorlê, is seker. Dat daar vir ons 'n nuwe Jerusalem voorlê, is seker. Dat Jesus ons kom haal, is seker. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, kom staan hier by my pastoor. Hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? En soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het, vir die wat hom lief het. Veel beter, veel groter, veel heerliker, as wat ons ooit kan bedink, is die dinge, wat vir ons wag. Amen, kom ons gee vir die Here 'n lofoffer vanaand. Dankie. Dok Lemmer, kom staan eers hierso. Ek dink van myself af, al die gesprekke wat ek die naweek saam met Dok Lemmer kon gehad het, was my groot seën gewees. Ek het baie geleer, en ek vertrou dat elkeen wat hierso was by die diens toe ook baie geleer het. Amen. So ons wens ons kan vir Dok net vir onsself hou, maar ons moet seker vir Dok deel met die res van Suid-Afrika. Ek het vir Dok Lemmer gevra, waar bly hy? Toe sê hy, sy vrou bly in Hartenbos en hy bly, of Hermanus, sorry, ek praat verkeerd, Hermanus, maar hy bly in Suid-Afrika. Hy is meer op die pad as wat hy dalk by die huis is. Maar ja, ons wil net baie dankie sê. Dankie dat Dok die tyd uitgekoop het om ons te kom bedien. Het was vir ons leersaam, het was vir ons insiggewend gewees. En ons weet, Dok gaan nou weer op die pad, so ons wil net bietjie padkos gee vir, ek weet nie, ek dink is volgende weer terug Kreeusdorp toe, nee. Ja. Ek het gesien Dok hou van vleis met 'n bietjie wit vleis aan, nee. So daar is dan so 'n biltongkie met bietjie van daai wit vleisies aan, ja. Ek het gewonder wat ek vanaand gaan eet. Ja, ek gaan vir pastoor Dani vra om net 'n gebed te kom doen vir Dok Lemmer asseblief, en as daar 'n paar manne is om saam julle hande op hom te kom lê, dan bid ons vir hom en ons seën hom, om Pieter, sal hom saam kom bid, Jaco, nog 'n paar, David, asseblief, Tinus, kom staan saam met ons. Ja. As hy dankie pastoor Dani. Prys die Here, Vader. Ons kan in hierdie aand hier vir sê baie dankie. Dat ons hierdie dag saam met Dr. Lemmer spandeer het, Here. Dat ons gesit het onder die klank van God se woord. Here, die insig wat ons ontvang het. Here, is dit my gebed dat alles wat ons gehoor het, Vader, dat ons sal toepas in ons eie lewe. Vader, met 'n dankbare hart kom ons vanaand deur en ons wil hom seën. Here, dat die waar hy môre weer vertrek na sy volgende bestemming toe, Here, dat die seën van die Here oor sy lewe sal rus. En Vader, daar waar sy vrou in Hermanus is,
dat U haar ook sal seën hierdie aand, Here. En Vader, ons vra U, Here, dat daar waar hy sal beweeg, vra ons vir reisende genade, dat die Heilige Gees, die krag van God, Here, in totale beheer sal wees, dat die liefde van die Vader geervaar sal word, daar waar hy met mense gaan deel, die goedheid van God se woord en die waarheid van God se woorde, waar hy dit sal uitdra, Here. En ek vanaand U vra, Here, dat U ons sal verberg agter die ou houtskruis. Here, dat die mense hom nie sal raak sien, maar Vader, dat hulle die stem van Here Jesus sal gewaar, dat die Heilige Gees die woorde wat uit sy mond uit sal kom, sal dryf, Here, woorde van lewende water, dat U ons sal oprig, Vader. In die mooiste naam bo alle name, Here, ons pleit om die kosbare bloed van die lam, en ons wil vanaand vir sê, baie dankie vir die wonderlike werk wat hy doen, Here, en daarom weet ons, Here, U is ook sy God, en ons weet, hy behoort aan U, Vader, en ons eer en ons loof U daarvoor, Vader. Baie dankie dat hy kan gaan in die liefde en die vrede van die Here en die reisende genade van die Here saam met hom sal wees daar waar hy sal beweeg. En ons dankie daarvoor en mooiste naam bo alle name, want ons weet, U gee om vir die kinders, Here. U kyk vir die kinders, Here, en U is daar vir die kinders. Want ons vra is U daar, Here. Wanneer ons roep is U daar, Here. En ons weet vanaand dat Dr. Lemmer as 'n bloedgewaste, gesalfde van die lewende God wat lewe. Seën hom, Vader, en ek bid in Jesus naam. Amen. Dankie. Baie dankie. So ons sal maar vir Dr. Lemmer met die res van die land deel, maar nie vir te lank nie, nê. Hoopelik binnekort kan hy weer ons kom bedien. Nou, ek het nie afkondigings nie, daar is nog 'n koppie koffie. As jy na die tyd 'n koppie koffie wil drink, onthou, Dr. Lemmer is daar agter by sy tafel, of ek dink Rachel is daarso. Sy het gesê ons kan afslag kry by haar. So gaan draai daarso as jy dalk 'n boekie wil koop. Ja, kom ons sluit die diens af met gebed en dan gaan ons. Dankie Here vir hierdie dag. Dankie vir die naweek wat nou agter die rug is. En Here, môreoggend as ons opstaan, dan kan ons weer verklaar die goedheid van God is nie elke môre. Here, dankie dat U ons deur hierdie naweek gedra het. Here, dat U ons gelei het en versterk het. En Here, selfs die wat nie hier kan wees vanaand, Here, dat U ook saam met hulle gegaan het. En Vader, ons bid vir hierdie week wat voor lê, daar waar ons geïnspireer is deur die woord, Here, daar waar ons vanaand gehoor het, dat waar ook al ons die naam van Jesus Christus bely, Here, daar word ons name voor die Vader in die hemel bely, Here, dat ons name in die gedenkboek neergeskryf is en dat elke keer wanneer ons van U praat, dat U daarbo in die hemel daarvan weet. En daarom wil ons hierdie week uitgaan en Here, ons wil gaan vertel, ons wil gaan leef vir ons koning Jesus, dat die wêreld kan sien dat ons U kinders is en dat hulle ingetrek kan word deur die liefde en die karakter van Jesus wat in ons lewens sigbaar word. Ek bid dat U saam met ons gaan die res van hierdie aand, dat ons veilig sal wees en ons loof en ons prys U weer eens vir die goedheid en die guns op ons lewens. Gaan saam met ons in die naam van Jesus. Amen en amen. Amen. Blessings. Almal met 'n geseënde aand en 'n geseënde week hê. Bye bye.